Dit is my voorreg om vanoggend met jou, ek wil sê die tema van my boodskap vanoggend is gevestig in die Here. Ek sê gevestig want van die vertalings vertaal dit as bevestig en gevestig en 'n ander woord is vestig, maar die Engelse woord is to be established in the Lord. Met ander woorde om eintlik, ek gebruik Jesus se woorde wat hy gesê het, 'n wyse man bou sy huis op die rots. Reg? Hy sê daar kan storms kom, daar kan winde kom, daar kan vloede kom, maar die huis sal bly staan. En die hart van vanoggend se boodskap is dat, Jesus sê hierdie woorde, hy sê mens leef nie van brood alleen nie, maar deur elke woord wat uit die mond van God gaan. God se woord gee vir ons rigting, dit gee vir ons hoop, dit gee vir ons geloof. Ons kan nie geloof hê sonder die woord van die Here nie, maar op die einde van die dag word ons lewe bepaal deur die woord van die Here. Amen. Reg? Maar Psalm 34 vers 20 en Garth haal dit vanoggend vir my aan. Bybel sê dat baie is die teëspoede van die regverdige, maar uit almal red die Here hom. En die rede hoekom ek daai vers met jou wil deel is dat, en as 'n evangelis, jy weet, en ek preek dit nie, maar word ons so baie keer oortuig of mense sal vir ons preek en sê maar gee jou hart vir Jesus en alles sal oukei wees. En daar's ek wil sê 'n mate van waarheid, maar daar's bietjie waarheid daarin en dat jou lewe word beter as Jesus saam met jou in jou lewe is. Amen. Maar in dieselfde asem ook weet ons dat bloot die feit dat jy 'n Christen is, vrywaar jou nie van die uitdagings van hierdie lewe nie. Dit vrywaar jou nie van siekte nie, dit vrywaar jou nie van finansiële druk nie, dit vrywaar jou nie van huweliksprobleme nie, die verloor van geliefdes nie. Die realiteit is, selfs as 'n Christen, is daar baie uitdagings waardeur ons gaan. Daar's krisisse wat kom en dinge gebeur en ons wil sê, die lewe gebeur. Maar as ons praat van glo en word gevestig, om gevestig te wees, so gesê, is regtig om geanker te wees, om diep wortels te hê. Dit beteken dat alhoewel God kom en uit baie van hierdie storms kan die Here ons kom uithaal, ons kom red, maar vir die Christen het hierdie uitdagings 'n bietjie van 'n ander betekenis. Jy sien, as jy regtig volwasse in die Here begin word, kom jy agter dat alhoewel die Here nie die outeur van hierdie storms is nie. Ek sê nie vanoggend die Here stuur vir jou storms nie, maar Jesus in sy genade gebruik elke storm. Dat selfs wanneer daar storms kom, daar krisisse kom, dinge gebeur, en ons stap daardeur saam met die Here, is daar 'n vestiging, 'n establishment in the Lord wat plaasvind. Dat wanneer jy deurgaan, en kom ons sê jou krisis is gesondheid, en jy stap in die pad saam met die Here, waar jy die Here soek, en jy oorwin daardie uitdaging, is daar 'n geloof, 'n standvastigheid in jou geloof, wanneer so 'n uitdaging ooit weer kom. En die Here se hart is tot punt om ons op te bou, waar dat of dit finansies is, of dit jou huwelik is, of jou gesondheid is dat jy op die punt sal kom, nie net waar jy dit oorwin nie, maar waar jy ander help om dieselfde uitdagings te oorwin. Dink die Engels sê dit mooi, your mess becomes your message and your test your testimony. Paulus skryf in Romeine 1 vers 11, hy sê ek verlang om julle te sien, om aan julle gawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Die Engels sê dit mooi, hy sê, so that you may be established. Ons kan in hierdie lewe, kan jy Christene kry wat vir 20 jaar lank die Here dien, en jy kan iemand langs in sit wat, kom ons sê 9 maande oud is in die Here, maar as dit kom by volwassenheid in die Here, kan selfs die persoon wat 9 maande hierdie pad saam met Jesus stap, meer volwasse wees as iemand wat 20 jaar die pad saam met die Here stap. En hoofsaaklik is nie alrede nie, maar baie te doen met tot watter mate jy toelaat om die Here, of om die Here toe te laat om jou te vorm, wanneer jy deur hierdie uitdagings gaan. Paulus skryf, maar God van alle genade, nadat julle 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Dis 1 Petrus 5 vers 10. Petrus sê vir ons hierdie woorde, hy sê, nadat julle 'n kort tyd gelei het, wat hy sê, jy gaan deur sekere dinge gaan, maar is net vir 'n tyd. En dis vir 'n kort tyd, maar wanneer jy deur dit gegaan het, sal die Here jou grondves, hy sal jou bevestig, en hy sal jou versterk, sodat jy sterker aan die ander kant uitkom. Die Here se hart met hierdie is nooit om jou te vernietig nie. Ek dink ons gesindheid wanneer ons hierdie, ek dink die Engels sê, your attitude determines your altitude. Ons gesindheid deur hierdie krisisse is baie kere, ek wil sê vir 'n onvolwasse Christen is om na 'n probleem te kyk, om te draai en sê, maar as Jesus met my is, of as die Here my liefhet, hoekom gebeur hierdie? 'n volwasse Christen gaan daarna kyk en sê, soos Dawid sê, met my God spring ek oor 'n muur.
So hierdie is 'n uitdaging, maar die Here is saam met my en ons gaan hierdie probleem uitsorteer. For God is with you. Amen. God se getrouheid word nie bewys in die afwesigheid van storms nie. Sy getrouheid word bewys in sy teenwoordigheid in die storm. En ek dink 'n goeie voorbeeld daarvan is Jesus kom na sy disippels toe en hy sê vir hulle, kom ons gaan oor, of hy sê eintlik vir hulle, vaar oor na die oorkant toe. En in gehoorsaamheid aan sy stem, terwyl hulle oorvaar na die oorkant toe, breek daar 'n storm uit op die see. Tot op die punt waar hulle dink hulle gaan vergaan. En die rede hoekom ek dit vir jou sê is, baie kere het ons hierdie gedagte dat as dit sleg gaan of as teenkanting, is dat iemand het gesondig of hulle is buite die wil van die Here, maar jy kan nog steeds binne die wil van die Here wees en nog steeds die storms van die lewe ervaar. Maar Petrus kom en hy sien Jesus en hy leer vir ons in die begin, so hy sê, Here, as dit U is, beveel my om in die water na U toe kom. So op die woord van die Here kon Petrus op water loop na Jesus toe, met hierdie uitsluitsel, solank sy oë op die Here was. Toe hy sy oë afhaal, toe begin hy te sink. En ek dink dis ons groot uitdaging, ons gaan daarna kyk vanoggend, is dat wanneer ons oë van die Here afhaal en om ons omstandighede sit, dit is juis wanneer ons begin in die moeilikheid kom. Die Here se hart is altyd om ons geloof te bou. Daar is sekere lesse wat ons net in die storm kan leer. Daar is sekere geloof wat net in die vuur gevorm word. Ek wil hê ons moet vanoggend kyk na 2 Kronieke hoofstuk 20. En dit is 'n verhaal van koning Josafat, wat regtig merkwaardig is. Ek dink Josafat het hier gee eintlik vir ons 'n baie belangrike les, en ek glo met my hele hart, dat nie net dieselfde God wat vir koning Josafat en vir Juda 'n paar duisend jaar gelede was, is dieselfde God wat vandag ook hier is vir my en vir jou. Ek preek vanoggend hierdie boodskap aan jou. Ek sal nie hierso sê ek het alles uitgefigure nie. Maar ek dank die Here dat selfs waar ons eie uitdagings vanoggend het, weet ek, my God is getrou. He will never leave me nor forsake me. En dat wat ook al jy deurgaan in hierdie tyd, God is vir jou en met jou. Hy is saam met jou. En ek weet die Here is nie die probleem nie, hy is die antwoord op die probleem. Halleluja. Kom ons kyk saam 2 Kronieke hoofstuk 20, ek gaan hom vir ons vinnig lees. Ek weet of hom op die bord gaan sit, maar volg my maar as ek hom soos wat ek hom lees. 2 Kronieke 20 begin met hierdie woorde, hy sê, daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle deel van die Meoniete teen Josafat gekom om te veg. Wat gebeur is, koning Josafat is koning van Juda, en hierdie 3 konings, die staan op teen hulle, van Moab, die Ammoniete, en dan eintlik die ouens van die berge van die Meoniete, kom en maak oorlog, of gaan oorlog teen Josafat maak, en as jy daaraan dink, dit is 'n groot menigte, dit is eintlik 'n doodsvonnis vir Juda. Dit is 'n probleem baie groter as wat hulle kan hanteer. Toe het hulle gekom en aan Josafat vers 2 berig gebring, sê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see, van Edom af, en kyk, hulle is al in Engedi, en Josafat het bevrees geword, sy aangesig daarop gerig en die Here gesoek, hy oor die hele Juda is 'n vasdag uitgeroep. So sy antwoord op hierdie slegtenis was en gesê, hy roep 'n vasdag, maar hy rig homself om die Here te soek. Vers 4 sê, en Juda het byeengekom om die Here se hulp te soek, selfs in al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda in Jerusalem staan, in die huis van die Here voor die nuwe voorhof, en hy sê, eintlik bid hy hierdie woorde, hy sê, God van ons vaders, is u nie God in die hemel nie, en is u nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie, in u hand is krag en sterkte, sodat niemand teen u kan standhou nie. Vers 7 sê, het u onze God nie die inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitverdrywe en dit vir altyd aan u nageslag van Abraham, u vriend, gegee nie. Hulle het daarin gaan woon en daarin vir u heiligdom tot u eer en u naam gebou met die gedagte, as daar oor ons onheil kom, swaardstraf, pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor die aangesig gaan staan, want u naam is hierdie huis, en ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u ons kan hoor en ons verlos. Hier is ons nou die kinders van Ammon en Moab en die mense van die gebergte Seir, onder wie u Israel nie toegestaan het om te trek by ons, of by hulle koms in Egipte land nie, want hulle het van hulle weggedraai en hulle nie verdelg nie. Kyk, hulle vergeld ons deur te kom,
om ons uit die besitting te verdrywe wat U aan ons as 'n eiendom gegee het. Onse God sal U nie teen hulle strafgerig doen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. Ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is op U. Die hele Juda het voor die Here gestaan, oor die kinders, hulle vrouens en hulle seuns. Toe kom die gees van die Here in die midde van die vergadering op Jahasiel, die seun van Sagaria. En hy het gesê, luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en koning Josafat, so sê die Here aan julle. Wees nie bevrees of verskrik vanweë die groot menigte nie. Die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Trek môre af teen hulle, kyk, hulle kom op die hoogte, en julle sal hulle aantref aan die kant van die dal, voor die woestyn Jeriel. Julle hoef nie te veg nie, staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here. Wees vrees nie en wees nie verskrik nie, trek môre teen hulle uit en die Here sal met julle wees. Toe buig Josafat hom met die aangesig na die aarde toe, en die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die aangesig van die Here neergeval om die Here te aanbid. En die Lewiete uit die kinders van die Kehatite en uit die kinders hier's baie etes nou hierso, maar hulle het opgestaan om die Here, die God van Israel, met 'n groot stem te prys. Daarop maak hulle vroegmôre klaar en trek na die woestyn toe, en terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê, luister na my Juda en inwoners van Jerusalem, glo in die Here, en julle sal bevestig word. Believe in the Lord and you shall be established, wat ons teksvers is. Glo aan sy profete en julle sal voorspoedig wees. Hy het met die volk beraadslaag tot eer van die Here sangers opgestel, wat in heilige sieraad met lofsang uitgetrek het, op die voorpunt van die gewapenis moes gewees, en sê, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En op die oomblik toe hulle die gejubel en lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Die kinders van Ammon en Moab het naamlik opgetree teen die inwoners van die gebergte om hulle uit te roei en te verdelg, en toe met die inwoners van Seir klaar was, het hulle mekaar in die verderf gehelp. Toe Juda op die wagklop by die woestyn kom en hulle na die menigte kyk, lê daar dood op die grond en niemand het vrygeraak nie. Daarop het Josafat en sy manskappe gekom om die byt in te samel, en hulle het hulle menigte goed en klere en kosbare voorwerpe gekry. Soveel het hulle gebyt dat hulle dit nie kon wegdra nie, en hulle was 3 dae lank besig om die byt in te samel, want dit was groot. Koning Josafat, net so 'n bietjie agtergrond van hierdie koning, was 'n godsvreesende koning. Hy was nie volmaak nie, hy was nie perfek nie, maar hy het die Here gevrees. 2 hoofstukke terug in 2 Kronieke hoofstuk 18 maak Josafat een van die groot foute van sy lewe. Hy gaan in 'n vennootskap aan, of 'n verbond aan met Agab, wat 'n goddelose koning was. Micha die profeet het hom eerstens gewaarsku dat hy nie mag saam Agab oorlog toe gaan nie. Hy het dit gedoen, en dit was 'n besluit wat hom amper sy lewe gekos het. Dan kom hoofstuk 19 en Jehu die profeet kom by hom en gee hom eintlik 'n vermaaning om te sê, kan jy saam met ouens in vennootskap wees wat die Here haat? En dan sê hy vir hom hierdie woorde, dis 2 Kronieke 19 vers 3, hy sê, nogtans is daar goeie dinge by jou gevind. So ten spyte van sy foute, sy tekortkominge, sy swak besluite, kom die profeet en sê, goeie dinge is by jou gevind. Hy sê, jy het jou hart daarop gerig om die Here te soek. En dit was iets goed in sy lewe was, en dit laat my baie dink aan koning Dawid, dat ten spyte van foute en tekortkominge en verkeerde besluite, was sy hart gerig op die Here. En baie kere is ons, as ons eerlik is, en in die konteks van moeilikheid en teëstand, alhoewel dit nie waar was so Josafat oor dat 3 nasies teen hom opgetrek het nie, maar baie van ons moeilikheid, van dit is regtig die duiwel, hy is die duiwel ons teestander, maar baie van dit is ook ons eie keuses, ons eie besluite. Maar ek hou daarvan dat die profeet Jehu kom in vers 3 van hoofstuk 19 en sê vir hom, die goeie ding wat jy gedoen het, jy het jou hart gerig om die Here te soek, ten spyte van dit, wat agter is. En ek glo met my hele hart vanoggend, soos wat ons deur krisisse gaan en uitdagings het, dat selfs al was dit my of jou eie skuld, die Here genade daarvoor het, om sê, as jy my aangesig soek, sal ek jou uithelp, en ek sal jou eer, en jy sal my eer. Josafat gaan as koning, en hierdie krisis in hoofstuk 20 kom oor sy pad, waar hy begin besef dat hierdie menigte wat teen hom nou optrek, is net te groot.
Dis 3 nasies wat nie eens teen 'n nasie optrek nie, dis die stam van Juda. Dit is een stam of een gedeelte van 'n grotere nasie. En hierdie menigte trek teen hom op. Die Bybel sê dit was 'n groot menigte. En net so in ons eie lewe wil ek amper in die konteks van hierdie preek sê, maar ek weet nie wat is die groot menigte wat teen jou optrek nie. Baie keer in ons hierdie lewe, daai groot menigte mag dalk 'n doktersverslag wees. Mag dalk finansiële druk wees, spanning by die huis. Jou werksomstandighede, jou kinders waarvoor jy die Here vertrou. En dit voel dalk vir jou vanoggend, soos Jesus sê, maar dit voel asof 'n groot menigte teen my opgetrek het. Jy sien, ek glo met my hele hart, selfs met Juda, as ons hierdie lees, as die Here toegelaat het, dat hierdie ouens teen Juda optrek, is omdat die Here iets daardeur wil doen en bereik. Sien, dit is 'n uitkyk wat ek in my eie lewe vir my vasgemaak het, is dat alhoewel daar baie dinge is wat ou moet oorkom, is dat as die Here toelaat om in my lewe te gebeur. Want die Bybel sê God sal nie toelaat dat ons bo ons vermoë beproef word nie. As die Here toelaat in my lewe, beteken dit of ek gaan iets daardeur leer, of as ons dit oorwin, gaan ons sterker aan die ander kant uitkom. Josafat bid 'n eerlike gebed in vers 12. Hy sê, ons het geen krag teen hierdie groot menigte wat teen ons aangekom het nie. Hy sê, ons weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie of jy al op daai plek was, waar met die krisisse en die ding wat in jou lewe aangaan, dat jy na kyk en eintlik net sê, ek het nie krag hiervoor nie, ek weet nie wat om te doen nie. En dis waar Josafat was, maar hy sê hierdie woorde wat eintlik nie net merkwaardig is nie, maar so belangrik is, hy sê, ons oë is gerig op U. Dit was sy, al het hy niks anders geweet, dit was die een ding wat hy geweet, gesê, Here, ek het nie krag hiervoor nie, ek het nie 'n plan hiervoor nie, maar my oë is op U, want U is my helper. Sien, geloof ontken nie die realiteit nie. Geloof is net om verby die omstandighede te kyk en die God agter dit te kan sien. Om te kan weet, my God is groter as dit wat ek nou deurgaan. Daar's 4 beginsels in hierdie teks wat ons sien, wat ek vanoggend met jou wil deel. 4 dinge wat Josafat gedoen het, wat ek regtig glo met my hele hart, dat as ons dit toepas in ons eie lewens, sal ons ook, soos sy woorde, staan en sien die redding van die Here. In vers 6 tot 7 doen Josafat iets, hy doen 'n gebed en hy praat met die Here oor God se getrouheid, oor wie God is. Hy is God oor die nasies, hy is God oor die hemel en oor die aarde. Hy was getrou aan Abraham. En die eerste ding wat Josafat gedoen, punt nommer 1, hy het die regte siening van God gehad. Sien, voordat Josafat oor die probleem praat hy eers met die Here. Hy begin by God. Hy verklaar, is U nie God in die hemel nie, heers U nie oor al die koninkryke van die nasies nie. In U hand is krag en sterkte. Met ander woorde wat hy sê is, my God is groter as dit waardeur ek nou gaan. A.W. Tozer skryf hierdie woorde, hy sê, wat in ons gedagtes opkom wanneer ons aan God dink, is die belangrikste ding van jou. Engels sê so, the most important thing about you is what you think about when you think about God. Hoekom? Want hoe jy God sien, sal jou uitkyk op die lewe bepaal. Om jou 'n voorbeeld te gee, 12 spioene gaan die beloofde land in. Selfde beloftes, selfde opdrag, selfde reëse. 10 draai om en sê, ons kan nie hierdie doen nie, hierdie ouens is te groot vir ons. Caleb en Joshua, 2, staan op en sê, die Here gee hierdie vir ons. Hoekom? Want vir Caleb en Joshua was hulle God groter as die reëse wat hulle gesien het. Ek probeer nou onthou wat die fliek se naam was, daar's 'n quote in een van die flieks het hulle gesê, as jy vlak is alles diep. Nou, ek wil sê, as jou God klein is, gaan elke probleem vir jou groot wees. Die verskil tussen daai 12 spioene was nie die reëse nie. Verskil was hulle geloof. So eerste ding was hulle die regte siening van God gehad. Die tweede beginning wat Josafat gedoen het is, hy het die beloftes in die woord van God gebid. As hy in vers 8 tot 9 begin verklaar en sê, eintlik haal hy 2 Kronieke 6 aan waar Salomo die tempel ingewy het. Toe Salomo die tempel inwy, was dit die woord van die Here het gesê het, dat as daar, of dit pes is en of dit droogte is, of dit vyand is, wat ook al die Israeliete teekom, as hulle na hierdie tempel, hulle eintlik die teenwoordigheid van God simboliseer, sê as hulle aangesig hiernatoe werp, en hulle bid en na die Here uitroep, sal hy hoor en hulle help.
So wanneer Josafat begin bid en sê, Here, maar U woord sê, en hy bid dit so, hy sê, as onheil oor ons kom, swaard oordeel, pes of hongersnood, en as ons voor hierdie huis en voor U aangesig staan, en ons roep uit, sal U ons hoor en verlos. Wat Josafat doen is, hy het nie met iets niets voor in dag gekom, hy het omgedraai, na die Here toe gegaan en gesê, dit is U belofte. Eintlik wat hy vir die Here gesê het, is, Here, hierdie is nie ons probleem nie. U woord is op die spel. Dis wat hy vir die Here sê, is nie my lewe en ons voortbestaan wat op die spel is nie. U woord is op die spel. Want U het beloof en gesê, as ons na U toe sal draai, en ons sal uitroep, uit ons benoudheid, sal U ons help. Vers 34 van 2 Kronieke sê, as U volk teen hulle vyande uitreik en hulle bid tot U, luister dan na die hemel en verskaf reg aan hulle. God is getrou in sy woord. Ek dink baie kere, ek dink ons onderskat die belangrikheid van die woord van God in ons lewens. Selfs met Adam en Eva in die tuin was dit, het die duiwel gekom, hy het nie hulle aangeval nie, hy het die woord wat oor in hulle was aangeval. Ek sê, het God nie gesê nie. Ek dink aan Jesus, God die Vader kom en sê, hierdie is my geliefde seun. En die eerste ding wat die duiwel doen is om te draai en sê, as jy die seun van God is. So, wat die duiwel behalwe agter in ons lewens is die woord van God wat in en oor ons lewens is. Wanneer God praat. Die geveg is, daai is die stryd. Dis wat die Bybel sê, stryd die goeie stryd van die geloof. Hoekom? Want dit gaan oor die woord van God. Maar God se woord, it will send and it will accomplish in all that it was sent to do. Ek dink aan die lewe van Josef. Josef het 'n droom, kom ons met 'n woord van die Here. Dat hy sal regeer, waar sy eie familie by hom sal neerkom en voor hom neerbuig. Dit was sy droom. En die volgende ding nadat hy hierdie woord van die Here ontvang het, die eerste ding wat gedoen, hy word eintlik verraai deur sy eie familie. Hy word as 'n slaaf verkoop, en dan weet ons wat gebeur. Sy verhaal gaan verder, hy is getrou in die huis van Potifar, dan word daar oor hom gelieg, en hy word vals beskuldig, en hy word in 'n tronk gesit, en in die tronk is hy getrou, maar selfs daar word hy gelos en vergeet, tot en met die dag waar die woord van die Here in vervulling kom, en hy sy plek inneem, wat die Here vir hom bestem het. Hoekom deel ek dit met jou? Dat baie keer in ons lewens, wanneer ons spesifiek praat van bid die woord van die Here, is dit wat ons kan sien met ons oë, teenstrydig met dit wat ons besig is om te bid. Jy kry 'n woord wat praat van, kom ons praat van voorspoed, die Here gaan jou seën. En die volgende ding wat gaan gebeur is, of ek sê nie altyd nie, ek bid die Here is nie so nie, maar wat baie keer gebeur is, dit wat beloof is, as hy ons dit kan voorspoed, gaan goed met jou gaan, is dit, jy kom by die werk en sê vir jy het nie meer 'n werk nie. Of jy vertrou die Here en jy bid vir gesondheid, en die volgende uitdaging wat kom is, jy het die stryd oor genesing, wat besig is om plaas te vind. Hoekom? Dit was niks niets nie. Ek dink aan Josef se lewe, die feit dat ek weet Josef het die woord van God geglo tot die einde toe, tot en met waar dit in vervulling was, is dat hy het nie gekompromiseer. Toe alles in die natuurlike gelyk het, soos die teenoorgestelde van wat God gesê het nie. Want as hy nie die woord van God geglo het nie, kon hy al sy rug op die Here gedraai toe het slaaf verkoop gesê het, die Here het beloof ek sal heers eendag, nou is ek 'n slaaf. Wie weet, daai is teenoorgestelde. Hy kon gekompromiseer het toe hy in die huis van Potifar was, vals beskuldig is deur hierdie vrou, kon hy omgedraai en gesê het, of Potifar se vrou gesê, weet jy wat, die Here het gesê ek sal heers, maar dit lyk nie of die Here met my is nie, ek kan maar net sowel gaan doen wat vir my gevoel. Hy kon sy rug op die Here gedraai het en hy tronk gesê, maar ek is getrou aan die Here, maar die Bybel sê, hy was getrou gewees. Hy kan omdraai en sê, ek was getrou gewees, maar hier sit ek in die tronk. Maar hy het geen aanstoot in die Here geneem nie. Sy hart op die Here gerig, selfs in die tronk het hy gesê, toe hy vir die pot en die skinker gesê, onthou my. Eintlik die skinker. Moenie God se beloftes deur die omstandighede interpreteer nie. Interpreteer die omstandighede deur God se beloftes. Ek was self beïndruk oor hoe ek dit hier geskryf het. Bid die woord, verklaar die woord en staan op die woord. So punt nommer 1 was, jy het die regte siening van God, sien God deur die regte lens. Nommer 2 is bid die woord. Nommer 3 is, hou jou oë op God.
Ek dink dit is ontsettend belangrik om te besef dat as ek my oë gaan rig op my probleme, nie net gaan dit groter word nie, maar dit sal al word wat ek kan sien. Maar wanneer ek my oë op die Here hou, skep dit 'n verwagting, maar dan ek het begin vanoggend deur jou te vra, het jy 'n verwagting in jou hart? Wanneer my oë op die Here is, skep dit 'n verwagting in my hart om sê, my God is groter as hierdie. Kan ek dink aan, en ek wil hierdie voorbeeld gebruik, aan koning Dawid. Koning Dawid ontvang die belofte van God wat sê, jy gaan koning word, hy word gesalf tot koning, en dit begin sy journey saam met die Here. Wie van julle weet, hy was gesalf en hy het die volgende dag in die paleis opgestaan nie. Dit was 'n pad waarop die Here hom gevat het. Maar koning Dawid kom en hy sien 'n reus met die naam Goliat voor hom staan. Wie van julle weet, Goliat was nie gestuur om Dawid te vernietig nie. Julle kyk my so vreemd aan vanoggend. Goliat was nie daar geplaas. Sien, as Dawid se oë nie op die Here was, en die rede hoekom ek weet sy oë was op die Here, is hy het na Goliat gekyk en gesê, wie is hierdie onbesnyde Filistyn wat die Here uitdaag? Goliat was daar geplaas, nie om Dawid te vernietig nie, maar as ek Engels was, so that David may be established. Sodat God Dawid kon vestig in sy roeping waarvoor hy hom voorberei het. So Goliat was nie 'n probleem nie, Goliat was 'n stepping stone into destiny. En baie keer in ons eie lewens kan dit kom dat as ons hierdie verkeerde persepsie het en ons hart is nie gerig en ons oë is nie gerig op die Here nie, kyk ons na probleme en ons sien altyd is 'n probleem wat besig is of daar gesit is om my te vernietig. Terwyl ons eintlik hierdie geleentheid het om na hierdie uitdagings te kan kyk en sê, hier is 'n probleem. Dis 'n genuine probleem wat voor my is, maar my oë is op die Here, ek het 'n verwagting en ek sal hier uitstap met 'n getuienis van God se goedheid en getrouheid, want God is met my. Sy woorde was, moenie bang wees nie, die stryd is nie julle in nie, maar God se, staan vas en sien die verlossing van die Here. Baie kere is dit, ek dink aan daai getuienis van die man wat ek verlede week ontmoet het, is, al wat jy baie keer, ek wil nie sê al wat jy het nie, maar al wat jy nodig het is om sê, ek het 'n woord van die Here, hy het beloof. En dan moet ons kan vasstaan op daardie woord, al lyk dit of dit gebeur en of dit nie gebeur nie. Amen. Punt nommer 4, en hiermee sluit ek af. 2 Kronieke 20 vers 18 tot 22 sê hierdie woorde, hulle het God geloof en geprys voordat hulle die oorwinning gesien het. Vers 18 sê, toe buig Josafat met sy aangesig na die aarde, die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die Here neergeval om die Here te aanbid. Is nie amazing nie? Enige een kan die Here aanbid, nadat hy sy wonderwerk gesien het. Ek dink aan die Israeliete, toe hulle deur die Rooi See trek, aan die ander kant van die see het hulle die Here geprys, maar hierdie kant was hulle 'n bietjie bang geweest. En daai is iets wat altyd in my hart vasbly, is dat dis maklik om die Here te prys, nadat jy jou deurbraak gekry het. Maar dit vat ware geloof, soos Josafat ons wys, om aan hierdie kant van die belofte te staan en sê, weet jy wat, God het gepraat, ek begin hom klaar te prys, want hy is getrou. If he said it, that settles it, dan gaan hy dit doen. Dink die eindresultaat vir my van hierdie alles was merkwaardig. En ek dink dis iets wat ons hart kan hou, dat ek dink aan Romeine 8 vers 37 sê die Bybel, hy sê ons is meer as oorwinnaars. En hierdie verhaal is eintlik 'n goeie voorbeeld van wat dit is om meer as 'n oorwinnaar te wees. Ons sien die Bybel sê vir ons hierdie woorde dat nie net het hulle oorwin teen die vyand nie, want die vyand het homself vernietig. Hierdie probleem het homself opgelos. Maar dit het hulle 3 dae gevat om net die byt wat hulle uit daai gekry het. Met ander woorde die skatte, dit wat hulle bymekaar kon maak uit daai. So hierdie probleem wat veronderstel was om hulle te vernietig, het God vir hulle die oorwinning gegee, maar nie net die oorwinning nie. Hy maak hulle meer as oorwinnaars. Hoekom? Want hulle het nie net die vyand verslaan nie, hulle stap nog daaruit met byt. Dis eintlik as ons daaraan dink wat hierdie verhaal vir ons sinbeeld is, dat hierdie ouens het in opstand gekom, teen hulle opgetrek, en al wat hulle eintlik gedoen het, in plaas van om hulle te vernietig of een persoon skade aan te doen, het hulle eintlik net hulle skatte ingebring
vir die Israel, vir die ouens van Juda. En ek dink baie keer in ons eie lewe is dit dieselfde ding, dat as ons regtig daarna kyk, ons gaan deur uitdagings, ons gaan deur krisisse. Yes, daar is, life happens. Maar wanneer ons daardeur is, en ons kan onderaan sê, kyk wat het die Here vir ons gedoen, het ons nie net oorwin nie. Ons stap met meer as 'n oorwinning daaruit. Halleluja. En ek weet nie wat vanoggend jou uitdaging is nie. Ek weet nie wat die krisis is wat jy vanoggend in die oë staar nie. Maar ek kom vanoggend sê, dat wat ook al jy deurgaan, punt nommer 1, die Here is nie die outeur daarvan nie. Maar hy gaan dit gebruik. Dis net wie hy is. Dat wat ook al jy deurgaan, is 'n geleentheid vir die Here om homself te openbaar. Ek het een keer die getuienis van, ek dink was Heidi Baker gewees, wat haar man Roland het malaria gekry en was regtig baie siek. En ek onthou toe sy die nuus gekry het, haar reaksie daarop, daai het so indruk in my hart gemaak. Toe hulle die nuus kry en sê, hy het malaria, hy's baie siek, sy woorde, hy sê, praise the Lord, now we have something to trust God for. En wat 'n gesindheid, as 'n jong gelowige op daai stadium, 'n groot indruk in my hart gemaak. Ek weet nie wat jy in die gesig staan nie. Ek weet nie wat jou uitdaging is nie. Ek weet nie wat is die krisis wat jy beleef nie. Ek weet nie wat dit is wat jy besig is om die Here te vertrou op hierdie oomblik nie. En dalk is jy soos wat Josafat was op daai plek om te sê, Here, ek het nie krag hiervoor nie. Ek het nie 'n antwoord hiervoor, ek het nie 'n oplossing hiervoor nie. Maar vanoggend sit ek my oë op U. My oë is gerig op U. Hoekom? Want ek weet waar my hulp vandaan kom. My hulp is van die Here.